Vriende, kom ons het so, die van u wat wil staan is welkom, die manspersone, as daar van u wat nie kan staan is, u welkom te sit, dan gaan ons net saam bid. Hemelse Vader, ons het daar die prachtige lied gesing, Oh, how I love Jesus, because he first loved me. Ons besef vanmôre en ons verstaan dat ons u alleen kan lief hê, omdat u u liefde in ons harte uitgestort het. Dierbare Here, u woord leer vir ons baie duidelik dat niemand God soek nie. Ons word almal gebore in rebellie teenoor u en u waarheid. Ons harte is opstandig teenoor die standaarde wat u in u woord stel. En dikwels sê ons vir onsself, maar los my, ek wil my lewe leef soos ek wil. En dan kom u in u groot genade en u liefde en Here, u kom tree tussen by en u kom maak ons harte lewend. U gee vir ons verligte oë van die verstand om die waarheid van u woord te verstaan, om uit te roep, wees my sondaar genadig, en dan begin daar die wonderlike pad saam met u. Paulus praat van die goeie stryd wat ons begin stry, die wedloop wat ons moet voleindig, en die geloof wat ons moet behou. En ons bely, Here, dat ons dit nie kan doen, sonder die instaatstellende krag van u Heilige Gees, en die gemeenskap van die heiliges nie. Wat voorreg om te weet, Here, dat u ons nie as wese agtergelaat het nie, maar nadat ons Here Jesus opgevaar uit hemel toe, het hy sy Gees vir ons gegee, en u Heilige Gees roep uit, Abba Vader. Dankie vir elke broer en suster in die Here, wat ons ondersteun, en Here, in wie se lewe ons inset kan lewer, en dat ons saam kan groei in die kennis en genade van ons dierbare Here Jesus Christus. Ons bely vanmôre, Here, dat ons nie beter as ander mense is nie. Maar dankie dat u ons harte kom verander het, dat ons anders kyk na hierdie wêreld, en anders kyk na u woord, en dat u 'n haat in ons harte gebring het vir sonde, en 'n liefde vir mekaar, en 'n begeerte, dat sondaars gered kan word. Ek het so daaraan gedink die week, Here, dat ons almal verdien u oordeel, maar dankie vir u wonderlike, onverdiende guns, wat ons in die hande kom kry het, en ons kom reinig het in die bloed van ons dierbare Here Jesus Christus, en geloof in ons harte kom werk het, en dat hierdie geloof, Here, nog aanhou vir baie jare nou al, omdat ons weer die woord sê, die goeie werk wat u begin het, sal u voleindig. Daarom kan ons vanmôre uit die diepte van ons hart sê, loof die Here, o my siel en alles wat binne my is, loof sy heilige naam, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Die voorneme, dis nog een van Jonathan Edwards se voorneme. U sal weet, ons het nou al van begin Januarie af elke week 'n voorneme vir u saamgebring, en om nooit op te gee in my geveg en stryd teen my eie sondige vlees en boosheid nie. Dat ek elke keer deur God se krag sal opstaan as ek geval het, en sal voortveg met ywer. Luister, hierdie is die tyd van geveg. Hierdie is die tyd van stryd. Moenie moedeloos raak nie. Die oorwinning is verseker. Die heerlikheid is vir ons weggelê, sê Christus, en die kroon wat hy vir ons sal gee, wat ons aan sy voete sal neerlê. Nou vriende, ons gaan vanmôre 'n bietjie uit Handelinge 1 met u praat oor die gedagte dat die gemeente se taak en roeping is om te evangeliseer. Nou ek gaan met vakansie gaan, en ek gaan u los met hierdie gedagte, en as ek terugkom, gaan ek nie psalms en die 53 belangrike verse vereers hanteer nie. Ek gaan saam met u deur die boek Rit werk. Dis maar net die afgelope tyd het ek bietjie oor die gedagte gedink, en hierdie week in besonder, en besluit ek gaan bietjie deur die boek Rit met u werk. 'n Baie belangrike boek in die Bybel. Ons verstaan so ietsie van die boek Rit, maar ek dink daar's groot geestelike waarhede daarin opgeteken. En dan as ons klaar is met die boek Rit, gaan net so 4 of 5 Sondae wees, as die Heer ons spaar en hy vertoef om te kom, dan sal ons weer aangaan met die psalms en dan die 53 belangrike gedeeltes. Kom ons lees saam vanmôre hier uit Handelinge 1. Nou wie het Handelinge geskrywe? Paulus. Nee, Lukas het hom geskryf. Nee, Lukas was wie? Hy was 'n dokter gewees. So hy het 'n baie deeglike uiteensetting gegee van die stigting van die kerk. As jy nou gaan kyk na Lukas die evangelie en die boek Handelinge, is dit 2 van die mees volledigste boeke in die Bybel. Lukas was 'n dokter, hy was deeglik. Miskien moes ons nog meer Lukasse vandag hê, né? Wat deeglik is wanneer hulle ook na die liggaam kyk. Maar kom ons los dit daar, kom ons lees saam. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het,
deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En dan, vriende, gaan ek 'n paar ander verse vir u lees. U onthou dat die Heilige Gees uitgestort is, en Petrus spreek sy eerste preek. Ek lees vir u 'n paar verse oor die eerste boodskap wat Petrus gepreek het, Handelinge 2:14. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse man en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, vers 21, sal gered word. Vers 40, en met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En dan lees ons weer verder in Handelinge 13:47. U sal dit heeltyd in Handelinge vind. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Hier sien ons, Petrus is 'n getuie, 3000 kom tot bekering. Ons lees later van Paulus en Barnabas, Handelinge 13:47, want so het die Here aan ons bevel gegee, ek het u, dit is Christus, 'n lig vir die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly, en hulle die woord van die Here geprys en daaruit gelowig geword, almal wat verordineer was tot die ewige lewe. So daarom wil ek vanmôre met u praat oor hierdie baie belangrike vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ek wil met u praat onder die tema, die gemeente van Christus. Dis u en ek, ons wat bely ons behoort aan die Here, nie net wat vanmôre hier sit nie, maar wat inskakel, wat deel is van die kerk van die Here Jesus, wat deel is van 'n plaaslike gemeente. Die gemeente van Christus se roeping in die eerste plek is om die wêreld te evangeliseer, om die wêreld te evangeliseer. Vriende, ek het so tyd terug 'n baie interessante verhaal gelees, en ek wil graag hierdie verhaal met u deel, om so die boodskap van vanmôre te begin. Daar word vertel dat daar so een van Europa se kuslyne 'n baie gevaarlike plek was, waar baie skepe skipbreek gelei het, op die rotse geloop het. Nou hierdie verhaal lui soos volg, dat toe hierdie regering sien die probleem wat daar is, het hulle 'n eenvoudige lughuis opgerig en dan ook 'n reddingsstasie langs die lughuis geplaas, om dan ook hierdie skepe te waarsku, en as 'n skip op die rotse loop, dan hierdie mense dan uit te haal, te red, te dien as 'n reddingsstasie om hierdie drenkelinge dan uit die see te kry. Hulle sê met die oprigting van hierdie lughuis en die reddingsstasie was daar duidelik en sigbare tekens gewees. Daar is baie minder skepe wat op die rotse geloop het, en daar is baie minder mense gewees wat verdrink het, wat gesterf het by hierdie gevaarlike kuslyn. Hulle vertel dat hierdie reddingsstasie baie eenvoudig was, die lughuis was basies, en wat gebeur het is, toe hierdie berig die rond te doen, dat hierdie lughuis en hierdie reddingsstasie so effektief is, het mense begin skieurig raak. En 'n joernalis het besluit om 'n storie te skryf oor hierdie reddingsstasie en oor die persoon wat daar die lughuis beman het. Die joernalis het daar aangekom en hierdie berig geskryf en geweldig klem gelê op die eenvoud van die reddingsstasie en die toerusting wat hulle gehad het, en dan ook die lughuis, die eenvoudigheid van alles, maar hoe geweldig effektief dit was. Wat gebeur? Hierdie berig was geplaas in die koerant en mense het geweldig nuuskierig geraak, en laterhand het hulle na hierdie lughuis en reddingsstasie gekom, hulle die stasie besoek, daar is toere gehou, daar is gesprekke met hierdie mense gehou, daar is verhale vertel van hoe mense gered is uit die see,
En almal sien die eenvoud van hierdie reddingsstasie en hulle besluit hulle gaan 'n fondsinsameling hou. Dat hierdie mense beter toerusting sal hê, dat die lughuis geverf kan word, dat die reddingsstasie opgeknap kan word, bietjie vergroot kan word. En wat gebeur? Almal is so opgewonde en daar begin hierdie verkopings gehou word en fondsinsamelingsprojekte en hulle verf hierdie stasie en hulle koop nuwe toerusting en wat gebeur? Die lughuis is nie meer effektief nie. En wanneer die skip op die rotse loop, dan was daar nie mense om hulle te gaan red uit die see nie. En ewe skielik het hierdie mense met al die ander dinge waarop hulle gefokus het, die doel van hulle ontstaan verloor. En baie mense het weer verdrink en baie skepe het op die rotse beland. En toe ek hierdie verhaal lees, toe dink ek daaraan, dis presies hoe dit in die kerk van die Here Jesus gaan. Die kerk is op 'n baie eenvoudige manier gestig. Ons het gelees daar in Handelinge 1:8 dat ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom om getuies te wees. In Handelinge 2 lees ons hoe Petrus die eerste boodskap in eenvoud preek en 3000 mense kom tot bekering, later 2000 bygevoeg, later toe gaan Paulus en hy verkondig hierdie evangelie, hy stig gemeentes en die werk van die Here was sigbaar en kragtig. Totdat die kerk begin het om die boodskap te verruil vir al die goed wat ons vandag in die kerk vind. Vandag is dit verkopings, dis kermisse, vandag is dit fondsinsamelings, die kerk het 'n besigheid geword en die roeping om drenkelinge uit die see van vernietiging te red, is nie meer daar nie. Dis asof die kerk gemaklik geraak het met wat hulle doen, in plaas van om te sien, ons roeping is om ons lig te laat skyn, om sout van die aarde, lig vir hierdie wêreld te wees, en drenkelinge uit die see te red, en te sê, Here, gee ons genade, om die blye boodskap, die evangelie, aan mense te verkondig. U sien, die probleem is die oomblik wanneer 'n kerk sy roeping verloor, dan verloor ons eintlik ons bestaansreg. Want die hoof van die kerk, Jesus Christus, toe hy sy aardse bediening begin het, sê die Bybel, het die Here Jesus gegaan en hy het gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die kerk van die Here Jesus is vandag met baie dinge besig. En daarom vanmôre se boodskap 'n oproep na u en na my, dat ons weer die fokus sal regkry, dat ons weer die lighuis se lig laat skyn, die evangelie van Jesus, en dat ons in hierdie reddingsstasie aktief betrokke sal wees, om deur die boodskap van die lam van God wat geslag is op Golgotha, aan die drenkelinge te bring, dat hulle gered kan word van 'n ewige verderf en 'n ewige dood. En ek gaan vanmôre 'n bietjie met u praat, vriende, ek gaan 5 gedagtes met u hanteer. Nou skep moed. Moenie dink er gou somme maak en sê 5 maal 15 gee vir jou baie meer as 'n uur. Moenie bekommerd wees nie, ek gaan net vir u 5 gedagtes in u midde lê. Wat beteken dit om te evangeliseer? Wat is die mandaat van God? En hoe kan ons as gemeente hierdie opdrag effektief uitvoer om lig te wees, om reddingsstasie te wees, om Christus se naam te verheerlik? Vriende, ons gaan kyk na die Bybelse metode vir evangelisasie, die Bybelse boodskap vir evangelisasie, die Bybelse krag vir evangelisasie, die Bybelse fokus vir evangelisasie en dan die Bybelse motivering vir evangelisasie. Is u reg? Kom ons gaan gou deur hierdie paar gedagtes. Die Here sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. So kom ons kyk na die Bybelse metode vir evangelisasie. Baie keer sê mense vir my, maar hoe moet ek evangeliseer? Wat moet ek doen? Ek is so bang om met mense te praat en sê nou ek praat verkeerd. En Lukas begin in Handelinge 1:1 en hy sê die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin, doen en leer het. So wat is die Bybelse metode vir evangelisasie? Dit word uitgebrei, Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Vriende, luister gou. Die oomblik wanneer die kerk die lering, die prediking, een kant skuif vir ander goed, verloor die kerk hulle effektiwiteit, verloor hulle roeping en kan hulle nie die wêreld evangeliseer nie.
Daar is drenkelinge vandag wat na die kerk toe kom en as hulle alles en nog meer in die kerk hoor as die evangelie van Jesus, dan mis ons ons doel. Die meeste mense kom na jou en mense bel jou en mense stuur vir jou e-posse en hulle stuur vir jou WhatsApps en sê, luister, in my kerk gebeur A, B en C. As dit nie gaan oor geld en oor die volgende kermis en die volgende verkoping en die volgende fondsinsameling nie, dan gaan dit oor een of ander manifestasie. Die Gees werk, ons kan nie vanmôre preek nie. Die Gees is besig om te beweeg onder ons en mense gaan te keer en hulle val om en hulle praat in vreemde tale en jy vra jouself die vraag af, is dit waarvoor Jesus ons geroep het? Die kerk se gedagte is om hier na toe te kom. Dat ons opdragte uit God se woord kan ontvang. Dat ons hiervandaan kan vertrek om mense te leer wat hulle moet doen om God te verheerlik. Ek het hier op my notas geskryf, die kerk is nie 'n teater nie. Dis nie 'n danssaal of 'n rockkonsert nie. Dis nie 'n motiveringspodium of vermaaklikheidsorganisasie nie. Die kerk is hier om te hoor wat God sê en dan te gaan doen wat God vir ons sê. Ek weet nie of u al siek en sat is van boodskappe van, die Here wil jou bless. Hy wil jou finansies seën. Hy wil jou gesondheid seën. Hy wil jou huis seën. Lyk my die Here is in die seënbesigheid. Maar nie meer in die reddingsbesigheid, soos die woord vir ons sê nie. Christus het nie kom sterf om jou en my te seën nie. Hy het kom sterf om jou te red, dat jy 'n seën vir ander kan wees. Die grootste seën is die evangelie. Dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die jong predikant Timoteus, skrikkerige man, bang vir mense. Paulus sê vir hom, 2 Timoteus 1:7, die Here het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, krag, liefde, selfbeheersing, maar hy gee hom die opdrag in 2 Timoteus 2:1. Jy dan my seun. Ek wil vanmôre vir die jong mense hier sê, vir die middeljariges en ou mense. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ander te leer. Vanmôre is ek hier om u te leer. Dit is nie 'n twee-rigting gesprek nie. Die doel van prediking is, dat ons die woord sal bestudeer as leraars, getrou aan die Here sal wees, u sal onderrig, dat u uit sal gaan en ander sal leer, sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word. So die Bybelse metode vir evangelisasie is, dat ons sal leer, doen en leer. Die Bybelse boodskap vir evangelisasie. Wie kan gou vir my sê, wat is die boodskap? Jesus Christus en hom as gekruisigd. Ek lees vir u, ek het sekere woorde uitgelig. Die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Aan wie? Hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle het hy gesê van my gehoor het. Toe ek hierdie boodskap hierdie week voorberei, toe dink ek daaraan. En ek gaan vir u lees wat ek hier geskryf het. Die kerk is nie oop. Ek lees dit weer. Die kerk is nie oop vir ander se opinies oor ander gode, metodes, idees, programme of wat ook al nie. God het sy seël op sy seun Jesus se soendood geplaas. Hy sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. En vanmôre moet die kerk 'n rigtingwyser, 'n heenwyser wees na Jesus, die gekruisigde lam. Ons verkondig Jesus, vriende. Hy is en sal 'n struikelblok bly vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is hy die soetste naam in Serafs lied. Ek het onlangs 'n videoklip gekry van een van die groot predikers in die wêreld, wat gesê het, as mense nooit van Christus hoor, en hy verwys in besonder na mense in donker Afrika, as hulle nooit van Christus hoor nie, sal hulle ook hemel toe gaan. Want hulle het 'n wet in hulle self, om dan ook tussen reg en verkeerd te besluit, en dan sal hulle saam met almal in die hemel wees. Wat 'n leuen! Wat 'n leuen!
Ons verkondig Christus. Die boodskap is dat Christus Jesus uit die maagd gebore is. Hy het 'n sondelose lewe gelei. Hy het 'n eenmalige volmaakte dood gesterf. Hy het die dood, die hel, die graf oorwin. Hy het opgestaan en ons proklameer vanmôre, daar is een verlosser en saligmaker en daar is geen naam onder die hemele waardeur ons gered sal word behalwe deur Christus nie. Ons vat nie vanmôre hande met die moslems nie. Ons vat nie hande met die hindoes nie. Ons vat nie hande met mense wat hierdie Here Jesus Christus nie verhoog as die enigste redder wat daar is nie. Dink jy almal gaan van jou as jy dit doen? Ek wil amper sê soos iemand gesê het, surprise, surprise. Hulle haat Christus, daarom sal hulle jou haat. Maar dank God dat hy weet wie hy sal red. En daarom moet ons die evangelie aan almal bring. 1 Korintiërs 1:22, want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Ek wens van die kerke wil hierdie goed lees. Wat met wonders en tekens besig is. Kom vanaand na ons kerk toe, die Heilige Gees gaan kragtige tekens en wonders doen. Die apostel Paulus sê die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons verkondig Christus en hom as gekruisigde. Dis noodsaaklik om te praat oor Christus. Johannes 10:9, ek sê Jesus is die deur, as iemand deur my sal ingaan, sal hy gered word. Hy sal ingaan en uitgaan en wyding vind. Johannes 14:6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, die pragtige lied wat Renier ons geleer het. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Is jy besig met hierdie Bybelse boodskap? Christus en hom as gekruisigde. Lukas 19:10, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Hierdie week het die Here my klomp geleenthede gegee om met mense te praat. Klomp geleenthede. Ek het agtergekom hoe die duiwel elke keer die fokus wil wegtrek van Christus. Dan is dit tale, dan is dit die doop, dan is dit een of ander ervaring, belewenis, een of ander stem, een of ander profesie, dan kom jy elke keer terug waar? Na Christus toe. Die boodskap is Christus en hom as gekruisigde. Johannes 12:32 en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Ek hoor baie keer kinders van die Here is op hulle senuwees en sê, wat gaan van die kerk van Jesus word? Dit lyk of die Christene minder word wêreldwyd. Kom ek gee u goeie nuus. Christus bou self sy kerk. Dink u dat die poorte van die bose die koninkryk van God sal oorweldig? As jy met daai gesindheid leef, as jy met 'n verkeerde evangelisasie besig, want die Bybel sê ek verkondig die evangelie aan almal. Of dit die petroljoggie is, of dit die vrou by die kasregister is, daar by die checkers, of dit iemand is wat ek by die golfbaan kry, of waar ook al, ons verkondig Christus, en hy red op sy tyd, en hy oortuig, en deur sy gees sal hy lewend maak. Die derde gedagte, die Bybelse krag vir evangelisasie. Bybelse krag is nie, ek tel my aan my eie krag op en sê by myself, luister, gee my 'n paar klap uit. Jy gesien nie die ouens wat so boks en goed. Die ouens klap hulle so hard voor die tyd, geen wonder hulle so kwaad, as hulle nie kry klim nie. As ou my so klomp klappe gee, wil ek vir jy sê, ek slaan alles voor my plat. Nou verstaan ek hoekom hulle so aggressief is. So ek doen dit nie môre, klap myself 'n paar keer en sê, luister, jy gaan vandag die evangelie verkondig nie. Kom ek gaan vir u lees wat sê die Bybel, Handelinge 1:8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hierdie oor julle kom beteken nie iets snaaks, dis nie snaakse manifestasies nie. As jy die boek Romeine gaan lees, ontvang ons almal die Heilige Gees by wedergeboorte, maar ons moet waak dat ons die Gees nie bedroef in ons taak en roeping wat ons moet uitvoer nie. As ons die Gees bedroef, ervaar ons nie die krag van God se Gees wat ons in staat stel om die evangelie te verkondig nie. So wat is die Bybelse krag vir evangelisasie? Die krag van die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? Dis die derde persoon van die goddelike drie-eenheid wat in jou en my hart kom woning maak in die dag by wedergeboorte. En hy is nie 'n krag of energie nie. Hy is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid wat in my hart woon, wat uitroep, Abba Vader, wat my in staat stel om die evangelie te verkondig. Nou ek wil dit weer sê, en baie keer sê mense vir my, jy praat nie heeltemal die waarheid nie, as jy dit sê nie, maar ek wil vir u sê, my vrou ken my nou al baie jare, dus hierdie jaar 33 jaar getroud, voor die tyd was ons saam gewees so jaar, so sy ken my, ek was eintlik maar 'n skaam ou, skaam, skugter, bang, teruggetrokke, en op my eie,
As ek 'n dag afgehaat het by die polisie, dan sluit ek my hek voor en ek en my vrou is agter by die swembad saam met die kinders. Redelik mensskie gewees. Tot die Here my kom leer het, luister, die lewe gaan nie oor jou nie. God sal ook jou temperament, jou persoonlikheid gebruik om sy naam te verhoog. Het gaan nie oor jou nie. Ons is te veel met onsself besig. Sê nou ek sê iets verkeerd. Moet baie liefde gesê, so wat? Net solank jy nie 'n dwaling verkondig nie, maar as jy oor Christus praat, het jy 'n boodskap en die krag van die Heilige Gees sal in jou werk om dit te kan doen. Hoor dit staan in Johannes 16 vers 7. Maar ek sê vir julle die waarheid. Jesus praat nou, hy sê ek praat die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kan kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur en hy sal kom. En dan sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Baie mense sê vir my, as Jesus nog net hier by ons was, as ek vir Jesus kon sien soos ek my vrou of my man of my kinders sien, sou dit soveel beter met my gegaan het. Ek sou soveel meer vrymoedigheid gehad het. Is dit so? Is dit so? Verseker nie. Petrus kyk vir Jesus en hy verloon hom. Hy sien hom. Hy hoor hoe hy verhoor word en dan toe hulle vir hom sê jy's 'n volgeling van Jesus. Julle weet nie waarvan julle praat nie. Die Bybel sê as die Heilige Gees in ons harte kom woon, dan sal ons krag hê om te evangeliseer, om die evangelie, die goeie nuus aangaande Jesus uit te dra. Iemand het eendag die opmerking gemaak en gesê, kerke oor die algemeen is so besig, so goed georganiseerd, so doenig en besig met reëlings, beplanning van dinge en die uitvoering daarvan, dat hulle die Gees nie eers sal mis as hy van hulle byeenkomste onttrek nie. Is dit nie vir u geweldig as 'n mens hierdie goed lees nie? Dat hulle die Gees nie sal mis nie, en wil u weet waar die vreemde manifestasies in kerke vandaan kom? 'n Vreemde gees wat oorgevat het, wat die woord van die Here verruil het vir allerhande goed wat buite die Bybel is, waarvan ons nie lees nie. Daarom sê Jesus in Handelinge 4:31, u kan dit gaan lees, telke male lees ons dit. Toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, dis die apostels, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. So wanneer ek in my binnekamer is, ek kan Efesiërs 5, Efesiërs 6 gaan lees, wanneer ek in my binnekamer kom, verwag ek nie dat my kamer moet skud en daar een of ander manifestasie moet plaasvind nie. Dit was gebeure in die stigting van die Nuwe Testamentiese kerk, waar die Here sigbaar homself bekend gemaak het. Die Bybel was nog nie in hulle midde in die mate wat ons dit het, die 66 kanonieke boeke nie. Die Here het homself op 'n besondere manier aan hierdie mense bekend gemaak. Nou sê hy, die Gees woon in ons harte. Daarom kan ek daagliks my afhanklikheid aan God se Gees verklaar en vir die Here sê, Here, ek kan nie 'n getuie vir u wees as u Gees my nie daartoe in staat stel nie. Dink u ek staan Sondag na Sondag hier en preek in my eie krag met woorde wat ek uitgedink het, wat ek op die stadium op 'n geheime manier van God ontvang het? Verseker nie. Ek bestudeer die teks. Ek kyk wat sê God in sy woord, ek preek vir u en ek vra, Here, dat u Gees in harte sal werk, want die prediker kan tot by die oor kom. Dis die Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid, oordeel. Net so een iets is, mense sê vir my dikwels, maar Gerard, ek verkondig die evangelie en mense kom nie tot bekering nie. Het die Here gesê gaan red mense, of het hy gesê gaan verkondig die evangelie? Kom ons wees gehoorsaam in die opdrag. Die reddingswerk is syne. As iemand gered word, kry ek nie die eer nie. Ek onthou op 'n stadium 'n oom toe ek so bid hier gehou het by besigheidsmanne, was daar 'n oom wat so ingesypel het toe hy sien dat hierdie jong manne het 'n paar rand. Hy kom daar en hy sê, luister, ek is so sterk in evangelisasie, sy woorde sal ek nooit vergeet, as ek langs 'n lamppaal staan, sal die tot bekering kom. En ek het verdwyn uit daai groep uit en ek het gesê, ek sal nie langer assosieer met 'n man wat dink hy het oorredingsvermoë om 'n siel by die Here uit te kry nie. Die oomblik wanneer ons in ons krag mense probeer oortuig, met baie slim redenasies en planne en 'n goed deurdagte gedagte, dan gaan ons hulle proseliete van ons maak. En nie kinders van die Here nie. Iemand wat die evangelie hoor en God se Gees werk in daardie hart, jy sal onmiddellik die berou oor sonde sien. Die roepe na God om genade en redding, en daar sal blydskap in die hemel wees oor 'n siel
wat hom tot die Here bekeer. So die krag is die krag van die Heilige Gees. Die Bybelse fokus vir evangelisasie. Daar staan maar julle. Maar die dominee sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees oor hom kom en dan sal hy 'n getuie wees. Hy word betaal. Ons kry niks. Hy moet 'n getuie wees. Nee, julle. Julle, ek, julle. Dit is so mooi as die Bybel mense, dood eenvoudige mense intrek. In die tyd van die hervorming was dit die probleem. Die Rooms-Katolieke Kerk het gesê, hou die Bybel weg van die normale mens. Hy verstaan nie wat die Bybel sê nie. Ons gaan vir hulle leer wat die Bybel sê. En eintlik maak hulle dan 'n mens 'n proseliet van 'n kerk. Martin Luther sê nee, elkeen moet die Bybel lees en hulle moet die waarheid hoor dat die Here ons kom red as sondaars om ons te gebruik om 'n getuie vir Jesus te wees. So die fokus is julle. Ek en julle as gemeente is ons getuies van Jesus. Die fokus van ons evangelisasie, vriende, is dat elkeen wat bely hulle is weergebore, dat hulle redding en verlossing gesmaak het, dat hulle die evangelie met groot vrymoedigheid en blymoedigheid sal verkondig. Nou kan jy my vra hoe deel ek die evangelie met mense? Baie ouens kom en daar is kursusse soos die E3 en dan is daar die Way of the Master en ek dink almal is seker goeie hulpmiddele. Maar onthou jy die besetene van Gadara wat tot bekering gekom het? Hy was miskien slegter as ons almal. Maar luister, ek en jy was net so verlore soos hy. Hy het miskien in die grafte gewoon en ons bly miskien in 'n mooi huis. Maar ons het presies dieselfde hart as hy. Verlore sonder God en hoop. En hier kom die Here en die Here red hom en hierdie man sê vir die Here, ek wil saam met u gaan. En wat sê Jesus vir hom? Gaan na jou huis en na jou mense en gaan vertel vir hulle wat 'n groot dade God aan jou gedoen het. Hoe verkondig ek die evangelie? Gaan vertel vir mense die groot daad wat God vir jou gedoen het. Eens was ek duisternis, nou is ek lig in die Here. Op 'n stadium het ek die kerk gehaat, nou het ek 'n liefde vir die kerk. Op 'n stadium het ek die woord nie verstaan nie, nou dank ek die Here, ek verstaan baie meer. Voorheen het ek sonde lief gehad, nou haat ek sonde. Al wat ek kan sê, ek was duisternis, nou is ek lig in die Here. En ek praat oor hierdie Here Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek en jy, ons, julle, sal 'n getuie wees. Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werk kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Nou ek gaan vir iets so uit ons huis vertel. Ek is die papmaker in die oggende. My vrou eet my oudspap, sy sê dit proe soos melkkos. Nou wat gebeur is in die oggende staan ek op en ek doen my taak getrou en ek is dankbaar ek kan vir haar sulke lekker pap maak, maar dan gebeur dit baie oggende. Jy staan ons baie oggende op wat jy bietjie meer de mekaar as ander oggende. Dan is die pap klaar en ek skep vir my 'n bordjie in. Sy eet altyd bietjie na my. Skep ek vir my bordjie in en dan vat ek daai lepel. As ek met my mond sit dan proe ek iets is nie lekker aan hierdie pap nie. En weet jy wat, is soos 'n lig wat opgaan. Sout. Sout. Dan gooi ek die bakkie terug. Ek gooi sout in die pot, ek meng hom, ek skep weer vir my en dan proe dit. Goed, die Here sê sout. Ons moet smaak gee aan hierdie wêreld. Luister, in 'n gesprek moet ons, wanneer mense met boosheid besig is, smaak gee. Ons het die verantwoordelikheid om ons lig te laat skyn. Daarom is dit belangrik, as ons nie sout van die aarde is nie, gaan ons nie smaak kan gee nie. Ons gaan nie die verderf kan teewerk nie. Belangrik dat ons sal sien, die fokus van ons getuie moet wees, Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. In ons eie taal, jou en my woongebied, ons onmiddellike omgewing, dan Suid-Afrika en die wêreld. Ek lees onlangs 'n man skryf op sy Facebookblad dat hierdie klomp gereformeerdes moenie praat van evangelisasie nie. Want hulle glo mos net dat die Here 'n sekere klomp gaan red. Ek glo die Bybel sê so. Almal gaan die hemel toe gaan nie. Net so geheimpie wat ek vir jou uitlap vanmôre. Maar baie interessant is, die manne wat die sendingorganisasies begin het, die manne wat baanbrekers werk gedoen het in evangelisasie, was almal gereformeerde manne. Hoekom? Want hulle het 'n hoë agting van God gehad en vir God gehad. Hulle het besef as hulle die evangelie gaan verkondig, sal die Here self mense red. Spurgeon het gesê, God's word is not a tamed lion. God se woord is nie 'n mak leeu wat in 'n hok sit wat ek moet voer nie,
maak die hek oop en hy sal vir homself sorg. Preek die evangelie. Preek Jesus Christus. Moenie Berea Christen gemeente verdedig nie. Ons is nie hier om onsself te verdedig nie. Ons is hier om Christus te verhoog. En as hy goed dink om mense hiernatoe te stuur, dan dank ons hom daarvoor. Nooi hulle. Doen jou deel. Laat die res aan die Here oor. Ek gaan die boodskap afsluit, glo dit of nie, ek is haastig. En ek ry nie eers vandag nie, ek ry eers môre. Die Bybelse motivering vir evangelisasie. Vers 9 sê, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Dit is nou Jesus. Die disippels kyk stip na die hemel, terwyl Jesus weggaan. Daar staan 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Wat is die Bybelse motivering vir evangelisasie? Die feit dat Jesus weer gaan terugkom. Ek hoop nie u dink is 'n doellose oefening om in die môre op te staan, die woord te vat, te bestudeer, te bid vir krag, dat die Heilige Gees jou sal gebruik en dan 'n getuie te wees nie. Vriende, ek kry wonderlike getuienis. Ek kry getuienis van mense wat in sektekerke was. Mense wat vasgevang was in 'n dwaling en hulle hoor hierdie boodskappe oor die lig uitgaan en die Here red hulle siele. En is nou 2-3 jaar later en hulle staan nog vas in die waarheid. Waarom? Want die evangelie is die krag van God tot redding en die motivering waarom ons dit doen, waarom ek dit nou al doen vir hoeveel jare, is omdat ek weet daar is 'n dag wat ek die Here sal sien. Ek het nou dag vir iemand gesê, as ek geen loon kry nie, is dit reg. Ek wil net my meester sien. Ek wil net hom sien wat in my plek aan die kruis gaan sterf het, wat het bereid was om vir hierdie sondaar te ly, die helse smart te dra, dat ek nie eendag dit self hoef te dra nie. Loon sal 'n bonus wees wat ons aan sy voete kan neerlê. Maar wat motiveer my elke môre om op te staan? Die koning kom weer terug. Gaan lees vanmiddag as u by die huis kom, Matteus 24, en daardie gedeeltes verder. Naand waarsku die Here, hy sê, waak en bid, want julle weet nie die uur waarop julle meester sal terugkom nie. Die ander verhaal van die koning wat na 'n ver land gereis het om sy koningskap te ontvang, en hy teruggekom en hy het afgereken met sy mense. Wat motiveer my nou al, in al hierdie jare? Die feit dat ek Christus eendag sal sien. Wat motiveer jou? Wil jy getalle sien? Wil jy hê mense moet jou prys? Wil jy al hierdie, nee, los dit. Want Jesus sê, kyk, laaste boek in die Bybel, laaste hoofstuk in die Bybel, vers 12, en kyk, ek kom gou. In die lig van die ewigheid kom Jesus gou. En my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ons word nie gered deur ons werke nie. Ons word gered uit genade, deur die geloof in Christus, maar die werke is 'n duidelike bewys. Wil jy alleen na hemel toe gaan? Wil jy vir niemand vertel van Jesus, wat sy lewe vir jou gegee het, jou sonde vergewe het nie? As dit vanmôre jou gesindheid is, pleit ek by jou, dat jy sal roep na die hemele. Open my mond, Here, dat ek die wonders van u wet kan verkondig. Vriende, ek is klaar, die kerk se roeping, die gemeente se roeping is om te evangeliseer. Die Bybelse metode is doen en leer. Die boodskap is Jesus Christus en hom as gekruisigde. Die krag is die krag van die Heilige Gees en die fokus is julle, ek en jy. Ons moet na die nasies, tale en volke en stamme gaan. Die Bybelse motivering is dat ons eendag by Jesus sal wees en loon sal ontvang. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. In Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Nou wil ek u aandag hê. Nog net vir 'n minuut. My gebed is dat ek en jy die gesindheid sal openbaar. Van Jesaja. Jesaja sien die Here in sy heerlikheid. En die Here sê, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Toe antwoord Jesaja, hier is my man, my vrou, my kind, my kleinkind. Daar is die gemeente, daar is my dominee. Nee,
Here, hier is ek. Stuur my. Hier van Renier af dwars deur Haagten af Vernon, daar by Lodewyk dwars deur tot hier by Pooi. Julle gaan hierdie week met mense te doen kry wat ek nooit in my lewe gaan sien nie. Nooit. Julle moet 'n getuie wees. En ek kry met mense te doen wat julle nooit gaan sien nie. Ek moet 'n getuie wees. Hier is ek, Here. Stuur my. Maar Here, ek is bang. Ek's benoud. Sê nou mense lag vir my. Gaan nie oor jou nie. As jy redding ontvang het, dan praat jy oor Christus. Hulle het hom gespot en gewoon gekruisig. En ons sal nie beter as die Here ontvang nie. Daarom pleit ek by jou, die dae, vriende, is boos. Koop die tyd uit. Here, hier is ek. Stuur my. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid dat ons hierdie waarheid sal ter harte neem en dat ons met opgewondenheid sal sê, Here, hier is ek, stuur my, met my eie gebreke, met my eie tekortkominge, met al hierdie dinge, stuur my, want ek wil praat oor U. Ek wil 'n getuie wees vir U, van U werk wat U aan die kruis gedoen het. Ek bid vir hierdie geliefde gemeente, Here, elke ander een wat inskakel, wat deel is van ons gemeente, hulle wat, Here, net saam luister, ons bid dat U ons sal gebruik, want dit gaan oor die uitbreiding van U koninkryk, die verheerliking van U naam. Vader, U liefde is in Jesus geopenbaar. En die minste wat ons kan doen is, Here, stuur my, gebruik my. En as U wil om ons te roep vir voltydse diens en ons moet na 'n ver land gaan om die evangelie te verkondig, dat ons bereid sal wees om alles op te offer. Ons kruis op te neem, U te volg ter wille van die evangelie. Gee ons harte, Here, wat in lyn is met U waarheid en U woord. Gee ons 'n liefde vir U, 'n ongekende liefde, wat na 'n wêreld sal gaan in boosheid en sal sê, Jesus, red. Ons dankie, Vader, ons kan hierdie dinge bid in die naam van ons Here Jesus en ons bid dit in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.